Baie hartlik nog, nee. Okay. Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord doen. Ons is reeds in studie nommer 4 om ons verhouding met God reg te bou. En vandag gaan ons kyk na die stuk gereedskap, die Bybel, die woord van God, en hoe ons dit moet gebruik en dit moet verstaan en ons ingesteldheid kan wees, sodat ons kan lei, kan leer en kan onderrig. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Firstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê, hier waar ons saam studeer uit Gods woord uit, en dit is nou half snaaks, maar ons praat vandag oor die rol wat die Bybel in ons lewens speel, in ons verhouding wat ons met die Here het, want dit is waarna ons hierdie hele reeks na kyk. Maar die verhouding wat die Bybel het teenoor ons, en wat ons die rol wat dit speel, en of dit net op die bedkassie lê en of dit werklik waar 'n rol speel. Maar voor ons begin, kom ons begin soofte saam. Vader, ons sê vir die baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie vir 'n week waar jy ons weer eens gelei het, en ons vra Vader dat U deur die Gees met ons sal spreek deur U woord. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan na Hebreërs hoofstuk 4 toe, en ons lees daar vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Baie bekende vers. Baie aangehaalde vers. En hy begin met die woord want. So daar's 'n verduideliking wat kom, né? Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Nou die meeste van ons messe wat ons in die huis het net een snykant en kan ek nou maar sê een stompkant. Maar hierdie swaard, soos wat hulle altyd gebruik het om mee te beklei, jy kon van enige kant af wat jy hom geswaai het, kon jy mee beklei het. En dit is wat ons in ons gedagte moet hê, dat die woord van God is soos 'n swaard wat skei, maar hy is so vlijmskerp as ek dit kan noem, dat hy selfs kan skei tussen siel en gees en gewrigte en murg. Met ander woorde, dis nie net 'n groot een nie, maar dit is 'n vlijmskerp swaard, en dis die idee wat ons daaruit kry. Ja, en ek dink, vir ons om dit korrek te verstaan, moet ons die vraag vra, wat is die nut van die woord van die Here? Onthou nou, soos jy nou aan die begin gesê het, hierdie hele 13 weke gaan ons gesels oor, hoe bou ek my verhouding met die Here? Hoe kom ek nader na die Here? En vandag konsentreer ons spesifiek op die woord van die Here. Nou dis interessant dat die woord beskryf die Bybel as 'n tweesnydende swaard, en dan sê hy vir die rede, dis 'n beoordelaar. Dis 'n beoordelaar tussen die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Met ander woorde, wanneer dit kom met die woord van die Here, is dan niks nie vir hom kan wegsteek nie. Ek en jy kan dalk nog vir mense 'n rad voor die oë draai. Maar wanneer ons die woord van die Here oopmaak met die opregtheid na die Here toe kom te sê, Here, wys my wie ek is, en wys my wat ek tekort kom. Wanneer ek sy woord oopmaak, vlek dit alles oop, soos wat 'n tweesnydende swaard sal doen. En ek sal 'n perfekte prentjie hê van wie en ek waarlik is, wanneer ek voor die Here gaan staan, die goeie en die slegte. Ja. As ek nou kyk na die Nuwe Lewende Vertaling, ek kyk nou juis hier na oorlegginge en gedagtes, dis Afrikaanse woord. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Met ander woorde, as dit nou bring met mekaar, jy het 'n gedagte, maar dit wat jy doen. Met ander woorde, nie dit wat jy sê nie, maar ook dit wat jou lewens doen. Hy sny tussen die twee. Baie keer, ons sê, dis 'n Engelse spreekwoord, maar kom ons probeer dit nou Afrikaans maak. Jy kan party mense, partymal flous, maar jy kan nie al die mense al die tyd flous nie. Dis reg. Dis eintlik 'n verskriklike mooi konsep. Met ander woorde,
Die woord is daar om vir jou te wys of jou motiewe waarmee jy selfs jou goeie dade aanpak, suiwer is of nie. So dis baie interessant dat ons daarna gaan Kan kyk. ek dit so stel, die Bybel gee vir jou 'n direkte diagnose van die toestand van jou hart. Ja. Maar hier kom ons ook, so dit is die Bybel is dit, nou maar hier kom dit ook in. Is die Bybel 'n tweesnydende swaard vir almal of net vir sekere mense? Dis 'n interessante vraag. En hoekom ek dit vra, want vir ons wat in die woord van God glo, is dit 'n tweesnydende swaard. Dit verdeel, want jy vra en jy laat die Gees jou lei om dit te kan insien wat hy vir jou sê. Maar vir diegene wat sê, ag nee, wat dis net nog 'n boek of dis fiksie of wat ook al die geval mag wees, dit maak het eintlik geen impak op hulle lewens nie. So, ek bedoel, die wat soekende lees, sal die antwoord daarin kry. Ja. En nou sien ons ook, soos hy sê, dis 'n tweesnydende swaard, so dis 'n kragtige wapen kan ons gebruik. Nou, die vergelyking wat ek nou maak is, toe ons in die weermag was, nou ja, manne wat 'n bietjie voor my daar was, hulle het met R1s geskiet en ons het toe met R4s geskiet agterna. En ek onthou, baie keer het ons met hierdie wapens rondgeloop. Dit is 'n kragtige wapen, maar ons het met leë magasyne rondgeloop. En 'n leë magasyn, jy het 'n goeie wapen, maar as hy nie gelaai is nie, met ammunisie nie, dan beteken hy nie veel nie. En die woord van God, as ek dit nou so kan stel, is woorde. Maar as hy gelaai word deur die Gees van God, dan begin dit 'n kragtige wapen word vir die Christen om te gebruik en om sy lewe te kan verander. Dit is soms vir ons vreemd om daaraan te dink dat die woord van die Here 'n wapen is, nie waar nie. Maar die woord van die Here hou jou veilig. Is dit nie wat ons soms dink 'n wapen op moet doen nie? En soos jy nou sê, jy moet 'n leë magasyn rondloop, is daar geen veiligheid in elk geval vir jou nie. Dit wat jy ronddra is dan op die einde van die dag net nog 'n las wat oor jou skouer hang, wat swaar is en wat rondgesleep moet word. As dit vir jou op hierdie stadium voel dat dit die woord van die Here, dat jou tyd in die Bybel is vir jou net nog 'n las. Dis net nog 'n verpligting wat ek moet nakom. Dan is hierdie studie wat ons vandag doen 'n uitdaging om te sê, Here, laat u woord weer eens vir my 'n wapen word teen die bose. Kan ek dalk net vinnig hier inkom en sê, die woord van die Here moet nooit 'n wapen wees om ander mense mee te vermoor nie. Ja. Moenie die wapen verkeerd verstaan en verkeerd gebruik nie. Ons het een stryd wat ons voer en dit is die stryd teen die bose. Nie waar nie. So ons wapen wat ons het op die einde van die dag in die woord van die Here is om toe te rus, om staande te bly. Soos wat die wapenrusting van God so mooi vir ons verduidelik. En ek wil ons nou juist soontoe vat, want jy het ons nou daarna toe gelei, Efesiërs hoofstuk 6, en ons kry daarvan in vers 10, kry ons die wapenrusting van God af, en hoeveel keer sê hy, om staande te kan bly, om staande te kan bly, om staande te kan bly, maar om nou die swaard gedeelte na te kyk, lees ons daar, vers 17 en 18, en sê, en neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Met ander woorde, ons het die swaard van die Gees nodig, wat die woord van God is. En hier kom ons uit by daai gedeelte wat ons sê, as ons net die woorde het, maar ons het nie die Gees nie, dan is dit net woorde, maar as die Gees daarin is, en dit lei ons, en ek wil amper sê, en die Gees wat ons beheers, en die Gees wat die woord ingegee het, praat met mekaar, dan sal ons lewens vreeslik kan verander en daarvolgens inrig. Die vraag op die einde van die dag is, wat maak ek en jy met die woord van die Here? Is ons nie gestuurdes nie? Is dit nie vir ons wat die opdrag gegee is, gaan na elke taal, stam, volke, nasie en maak disippels, leer hulle wat ek julle geleer het, doop hulle in die naam van die drie eenheid. So nou, hier is die vraag op die einde van die dag. Die woord van die Here is tot onderrig. Dis daardeur waardeur ons opvoeding kry oor hoe om ons roeping in die Here te gaan vervul.
So die oomblik wanneer jy die woord van die Here begin gebruik as 'n wapen teen ander, of as 'n wapen om jouself te laat slim lyk, of jouself op te hef op een of ander rede, dan mis jy die hele doel van hoekom die woord van die Here vir ons gegee is. Dis dat ons die Here beter kan leer ken, en dat ons toegerus kan word vir die werk wat hy vir ons gegee het. Okay. En nou wil ek net gou die twee bymekaar uitbring. Dit mag ou kliseë wees wat ek nou gaan sê, maar onthou, die Bybel, die ander naam wat ons daarvoor gaan gebruik, is die woord van God. Ja. En dan kom baie ander mense en sê, dis die woord van die waarheid, en Christus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En as ons mooi gaan kyk, en ons kyk na die skepingsverhaal, dan sê ons, en God het gespreek. En ons weet, as ons na Johannes toe gaan, dan sien ons, hy het geskep deur die woord. En die woord het lewend geword, en het onder ons kom woon. So met ander woorde, hierdie woorde wat ons hier sien, is ook die woord van God. En as dit die woord van God is, en Jesus wat het gespreek het, sê, hy is die waarheid, dan is hierdie die waarheid. Nou, daar's baie mense wat sê, waarheid relatief, vandag is baie relatief. Is daar so iets soos waarheid? Nou, ek dink dis mense wat so redeneer, wat nie op 'n sekere rigting wil gedruk word deur te sê dat dit is reg of dit is verkeerd. En hierdie is die ware weg nie. Ja. Om daarvan af te wyk. So ons moenie daarna kyk en daarvan af wegdraai nie. Maar as ons miskien, so daar is ook nou gesag wat die woord het op elkeen van ons se lewens. En jy het nou daai teksvers so vinnig net nou aangehaal, wat jy gesê het is vir ons vir teregwysing. So kom ons gaan na 2 Timoteus toe. 2 Timoteus hoofstuk 3. 2 Timoteus hoofstuk 3. En daar lees ons vanaf vers 15 tot 17. Dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En voor jy verder lees, onthou hy skryf nou hier vir Timoteus, en hy sê vir hom, dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Hoe ken 'n mens die heilige skrifte? Hoe ken jy die woord? Want dis waarna hy verwys. Net nou om te kyk as hy daar op die bedkassie lê, of om na iemand anders te luister as hulle vir jou sê wat dit sê, of deur dit self te lees, te ondersoek en te studeer. Ja, dit is, wel op die einde van die dag, ons moet lees, soek en bestudeer, en ons moet kom daar waar dit geleer word. Okay. Vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Nou, miskien moet ons net kom ons begin by die einde. Ja, ek dink ek stem met jou daar saam. Begin by die einde. Sodat die mens van God, ons kyk nou na die woord van God, wat die heilige skrif is, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En hier vind ons dat die woord van God word daar vir ons gegee, om onsself toe te rus vir elke goeie werk. Om meer soos Christus te kan wees, om meer soos Christus te kan optree, om sy karakter in ons lewens te kan weerspieël. Dit is waarvoor dit vir ons gegee word, om ons daarvoor toe te rus. Ja, en dit is 'n goeie werk, nie waar nie, nê. En is my mooi dat hy sê, jy word toegerus vir 'n goeie werk. Tot bevordering van die Here en sy werk, nie my agenda nie. Okay. Kan ons nou gou kyk na daardie lysie van vers 16. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en dit is nuttig tot lering. Ja, en miskien lees ons baie vinnig daaroor. Die eerste paar woorde sê die hele skrif. Daar's hy. Met ander woorde, van Genesis af, reg deur die Ou Testament, weer van Matteus af tot by Openbaring uit aan die einde. Alles is tot lering, tot teregwysing, is deur God ingegee. En ons moenie soos baie mense sê, met die Ou Testament is gedaan, ons kyk nie meer daar nie, ons kyk net na die Nuwe Testament. Alles is vir ons ingegee, tot lering. Okay. Nuttig tot lering, met ander woorde, ons kan daaruit leer, elke dag
iets nuuts. Die tweede punt, tot weerlegging. Met ander woorde, as daar mense is wat dwaal, Ja. wat verkeerde idees het, dan gaan ons nie en sê, maar ek dink nie. Dan moet ons sê, daar staan geskrywe. Right. Tot teregwysing. Nou, Dis 'n interessante ene hierdie. Want jy weet, ons deesdae, ek is al so moedeloos wanneer iemand sê, ek laat niemand my oordeel nie. Of kom ons nou so net die taal gebruik wat ons nou so veral op sosiale media kry, is, moenie my judge nie, né? Dis ons so 'n heerlike woord wat so rondgegooi word. Daar's 'n baie groot verskil tussen om iemand te oordeel en iemand reg te wys. Ek en jy kan nie oordeel nie. Ons weet nie hoe nie. Dit is slegs God wat kan oordeel. Ons het nie die vermoë om te oordeel nie. Maar teregwysing is 'n goddelike opdrag. ja, Die Here sê vir ons in sy Ou Testament dat ek moet my broer teregwys dat as hy iets verkeerd doen, dat ek hom aanspreek, want die woord sê vir my, as ek dit nie doen nie, en daardie persoon se siel gaan in die verderf in, sal sy bloed van my hande geëis word. So, oordeel kan ons nie, maar teregwysing is 'n opdrag, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat selfs wanneer ons in ons huis en ons kinders is, om te besef wat teregwysing is 'n opdrag van die Here wat van kleintyd af moet plaasvind. Want hoe anders sou die Here Paulus vir Timoteus gesê het, jy ken nou al van kleintyd af ken jy die woord van die Here. Met ander woorde, dit is iets wat van kleintyd af 'n gewoonte amper moet gevorm word, dat ergens gaan iemand my teregwys wanneer ek dwaal, en hulle doen dit met liefde omdat hulle omgee. En dan tot onderwysing in die geregtigheid. Met ander woorde, dit gaan jou leer hoe om hierdie pad saam met die Here te loop en te groei in hierdie pad. Nou, ek wil vir ons net so vinnig vat na Romeine 15 vers 4, wat vir ons net ook so ietsie sê oor die woord. Hy sê, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. ja, Met ander woorde, selfs dit wat in die Ou Testament is, selfs dit wat ons al hoeveel keer geleer het, is dit nie, ag, iemand lees alweer Psalm 23, ag, iemand lees alweer oor die melaatse man wat gesond gemaak is. Ons het mos half hierdie idee van, dis ou stories, party stories sê ons tot is vir die kinders geskryf, nee. ja, Alles in die Bybel wat geskryf is daar dat ek en jy kan leer daaruit. Dalk moet ek en jy 'n slag weer al die kinderstories vat, wat ons nou as kinderstories ja, wat ons dit so gekenmerk klassifiseer. het, en dit weer van voor af uit die woord van God uitlees, en te kyk wat wil die Here vir my daarin leer. Okay. So, die woord van God moet gelees word. Nou, daar is, ek wil amper sê, regte maniere en verkeerde maniere om dit te lees. Nou, een van die verkeerde maniere is van, ek vra vir die Here, Here, gee vir my 'n antwoord oor iets wat my kwel. En dan maak ek so. En dan begin ek daar te lees. Die Bybel werk nie so nie. Die Here praat met ons deur sy woord, dit praat in konteks en dit leer vir ons lesse. Die tweede punt hoe ons die Bybel moet lees, ons moet nie die Bybel lees in 'n stukkie nie. Ek en jy het jare terug, het ons by 'n Bybelstudie ingestap en iemand het 'n gedeeltetjie gelees. En toe hulle het klaar gelees het, toe sê iemand, wel, ek dink, hierdie gedeelte sê so. Toe kyk ek en jy mekaar albei so snaaks aan en sê, maar net die volgende teks sou vir jou presies gesê het wat dit beteken. Met ander woorde, baie keer praat ons van eksegese, nie? Ja, ons moet eksegese doen, ons moet uitvind wat die Bybel sê oor 'n sekere punt, en nie soos ons nou dit in maklike Engelse spreektaal sê, I say Jesus, wat ek dit dink wat dit sê nie, maar ek moet eintlik leer wat dit self sê. Met ander woorde, die Bybel moet reg gelees word. En dis baie beter om dit stelselmatig te lees, om 'n goeie grondslag te kry, om agter dit te wees. Dan sal die Bybel vir jou tot weerlegging wees, nuttig wees tot lering, onderwysing. Ek gaan dalk net so 'n bietjie van 'n harde woord spreek, maar die van ons wat die Bybel vat en soos 'n geldstukkie in 'n wensfontein ingooi,
met 'n wensie dat die Here tog ergens vir my 'n antwoordjie gaan gee op iets. Ons doen dit omdat ons nie die woord van God in sy algeheelheid ken nie. Wanneer jy die Bybel vat en jy het vir hom deurgewerk, dan kry jy 'n groot prentjie oor die hele rede hoekom die Here na hierdie aarde toe gekom het, vir ons kom sterf het, die voorbereiding daarvoor en wat agterna plaasvind en die voorbereiding vir wanneer hy weer kom. Dit is een groot verhaal, dit is nie afsonderlike verhale nie. En in hierdie hele Ou Testament en in die hele Nuwe Testament leer ken jy 'n liefdevolle God wat in sy lewe hier op hierdie aarde alles kom gee het, voorberei het om alles te gee, sodat niemand verlore kan gaan nie. Die oomblik wanneer jy in diepte studies in die woord van die Here begin doen, begin jou hele uitkyk op die lewe verander. En word die Here nie vir jou net nog 'n Kersvader wat 'n geskenkie moet bring in 'n sekere tyd van die jaar nie. Hy word nie 'n wensfonteintjie waar ek geldjie ingooi vir so nou en dan 'n gebedjie ingooi nie. Dit word 'n in diepte verhouding wat ek met hom bou, omdat ek vir hom leer ken het vir wie hy sê hy is en nie vir wie ek dink hy is nie. Okay. En dis baie goed wat jy daar vir ons sê. So kom ons gaan dit gou-gou vinnig terug en dan kyk ons net gou-gou. Jeremia, sal jy vir ons Spreuke kry? Die boek van Jeremia en ons kyk daar Jeremia 17 en jy kan vir ons kyk na Spreuke 30. Jeremia 17 vers 17 sê Ekskuus, ek het nou heeltemal Jeremia gelees en ek is heeltemal die mekaar, verskoon my tog. Johannes 17 vers 17, ek wou sê, die teksvers lyk nie vir my baie lekker nie. Johannes 17 vers 17 sê, U woord is die waarheid. En daarom kan ons God se woord aanvaar, want hy getuig self dat God se woord die waarheid is. So wat sê Spreuke 30 vers 5 en 6 vir ons? Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy nie van jou rekenskap vorder as jy 'n leenaar openbaar word nie. Dis amper dit gee vir my so 'n beklemming in my hart. Aan die een kant sê hierdie woorde, weet jy wat? Die woord is goed genoeg. Daar's niks wat jy hier hoef by te las nie, daar's niks wat jy hoef weg te vat nie. Die woorde van die Here is gelouter. Dis gesuiwer, dis wat dit beteken, dis gesuiwer, dit is 100%, daar kort niks nie, daar hoef niks bygevoeg te word nie, daar hoef niks weggelaat te word nie. Dis wanneer ons in ons menslikheid op 'n punt kom waar ons dink ons weet beter, dat ons vir die Here wil praat. Ek kan vir julle sê, wat van ons beste metodes om mense van die woord van God te leer, is om die woord te vat net vir hulle te lees. Ja. En die Gees sal self vir hulle lei in volle waarheid, nie waar nie. Met ander woorde, ons sien dat God se woord is waarheid. En Psalm 12 vers 6 bring vir ons die gedagte uit dat God se woord is foutloos. Met ander woorde, ons kan vertrou op iets wat foutloos is. En ons moet na die woord van God, die Bybel, kyk as die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie. Het klink amper soos daai as jy voor die regter moet gaan staan nie. Dit is wat die woord van God vir elkeen van ons is. Dis dalk 'n vraag wat jy moet vra op die stadium. Is dit wat die woord van die Here vir jou is? Jy weet, ek maak deesdae baie die aanmerking, ons is lief vir die Here, niemand van ons sal ooit stry dat ons baie lief is vir die Here, maar ek dink nie ons vertrou hom altyd nie. Ons vertroue in die Here taan, wanneer ons nie besef wie dit is vir wie ons God noem nie. Ons leer ken die drie-eenheid in sy woord. Ja. En dit bou die vertroue en dit bou die manier hoe ek na hom kyk en dit bou die vertroue wat ek in hom het, dat ek nie net vir die Here lief is, maar ek is so bang hy gaan nou weer iets oor my pad bring wat ek nie kan hanteer nie. Ons lewe permanent in vrees. In plaas daarvan dat Christus het vir ons gesê, daar sal 'n vrede op julle neerdal wat alle verstand te bowe gaan. Hy sê hy sal 'n vrede gee wat nie soos die aardse vrede is nie, dis daai innerlike vrede wat van hom afkom. Ek kan net dit ervaar wanneer ek
die Here goed ken. En dis tog wat ons doen in hierdie kwartaalsistemies. Ja. En nommer 1, leer ken hom deur sy woord. Dit is die maklikste om daai liefdesbrief wat vir ons geskryf is. En nou wil ek nou teruggaan na die jare toe. Ja, ons kom nog uit die tye uit toe ons briewe geskryf het en nie WhatsApps vir mekaar gestuur het nie. En as jy ver af gelees en jy kry 'n brief van jou geliefde, dan lees jy hom nie net eenmal deur nie. Nee. Jy lees hom deur en jy lees hom weer en jy lees hom weer. En so met die woord van God vir elkeen van ons is. Ons moet hom aanhou deurlees, want dit sal ons verhouding met die Here beter en beter en beter maak, hoe meer ons hom leer ken. Maar hier is die groot ding. Hoe meer ons verhouding met God verbeter, hoe meer sal ons verhouding met ons medemense verbeter, net omdat ons die woord van God lees. Dis waar die krag in lê, nê? Ja, wat sê Dawid vir ons in Psalm 119 vers 11, en dan daarna moet ons sommer gaan na 105 toe, in daai selfde Psalm. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sal sondig nie. Met ander woorde, waar moet ons die woord van God bære? In ons harte. So wat sê vers 105 dan vir ons? Dit is so 'n bekende gedeelte. Dawid sê daar, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek dink ons almal weet ons loop in ons lewe in 'n donker wêreld. En dit is net God se woord wat 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad kan wees. Maar waar moet ons dit bære? In ons hart. Met ander woorde, ons moet dit deel van ons lewe maak en nie net iets wees wat op die bedkassie lê of iets wat ons eenmal 'n week gebruik nie, maar ons moet dit elke dag gebruik, lees en verstaan. Die woord van die Here skool jou denkrigting. Dit is wanneer jy verstaan wat is reg en wat is verkeerd. Dit sluip jou absolutes. Met ander woorde, daar kom 'n sekere punt wanneer jy in jou hart, as gevolg van dit wat jy geleer het in die woord, besluite geneem het om te sê, dit is die pad wat ek loop, dit is die tipe pad wat ek loop. En daar is sekere grenslyne wat ek nie oorsteek nie. Ja. Josef is een van die pragtigste voorbeelde waar hy, Potifar se vrou sê, moenie bly weg van my af, moenie naby my kom. Die eerste woorde wat toe sy by hom aanlê, wat hy vir haar sê is, hoe kan ek so teen my God sondig? Nie hoe kan ek so teenoor my heer Potifar sondig nie, teenoor jou man sondig nie. Hoe kan ek so teenoor my God sondig? Hy het daardie absolutes in sy hart gebere wat sê, omdat ek die Here volg, is daar sekere goed waaraan ek my nie skuldig maak nie, maar daar's ook sekere goed waaraan ek my lewe wy. So dit is die vraag wat ek en jy nou vandag in hierdie studie van mekaar moet vra. Waar het die woord van die Here my absolutes nou al geslyp en gevestig? Waaraan sal ek nooit deelneem nie? En waarvoor staan ek, met ander woorde? En nie net aan die negatiewe kant nie, maar wat moet ek in betrokke raak, omdat ek die woord van die Here verstaan en die roeping wat die Here vir sy mense het verstaan. Met ander woorde, wat jy nou hier vir ons sê, is die woord van God vertel nie net vir ons om van sekere goed af weg te bly nie, die verkeerde te vermy nie, Dis reg. maar dit bring ons ook so om die goeie te doen. Daar sy. En ek wil sê met opset te doen. Ja. Jy moet met opset goeie ding, daardie goeie rigting inslaan, want dit gaan twee kante toe. So, kom ons kyk wat moet ons ingesteldheid wees wanneer ons die woord van God lees. En dan gaan ons na 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14 toe. En ek lees daar vir julle, dit sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Met ander woorde, as ons na die woord van God kyk, net as vleeslike mense, maar ons sien nie die geestelikheid daarvan en ons is nie geestelik ingesteld nie, dan gaan ons, ek wil amper sê, 90% van dit wat die woord van God ons probeer leer, gaan ons mis. Daar is sekere goed wat ons gaan kry, maar ons gaan die grootste gedeelte daarvan mis. So ons moet geestelik ingesteld wees. Die woord van God is vir ons gegee, sodat ons God beter kan leer ken, maar ook om ons weg hier op aarde so te kan bewandel, nie net om 'n goeie mens hier te wees nie,
maar eintlik vir die lewe hierna, Om voor in die te berei. koninkryk van Christus, om saam met hom te kan wandel. Okay. Job het eintlik so mooi daarbey aangesluit. Job sê in Job 22 vers 22, neem tog uit sy mond onderrig aan en lê sy woorde weg in jou hart. Dis so mooi hoe hy praat oor hierdie vriendskapsverhouding wat hy met die Here gehad het. Dat, hoorie so, luister tog nou maar na die Here, hy weet wat hy van praat. As ek het soms so in ons taal kan sê. dis so van, hoorie, wie dink jy weet beter, jy of die Here? Luister tog nou maar na die Here, want dan sal jou pad soveel makliker wees, nie waar nie? 1 Tessalonisense 2, vers 13 sê, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar as dit waarlik is die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. En hierdie moet ons ingesteldheid wees, dat dit nie net, ja, maar dit is deur 'n mens geskryf nie. Maar dit is deur die Gees van God ingegee, sodat die mense moet kon skryf. Die mense het hulle eie woorde gebruik, maar die gedagtes wat daar agter lê, is die gedagtes van God, wat vir ons weergegee is. En daarom is dit vir ons so belangrik, dat ons daarna lees, dat as ons die Bybel optel en ons lees dit, dan moet ons dit nie optel met, ja, waar kan ek 'n fout kry nie. Ons moet daarna kyk van, waar kan God my lei, om my nader aan hom te bring. Absoluut. So dis baie belangrik vir ons. So, kom ons word weer mense van die boek. Nie om alle verse te kan aanhaal links en regs nie, maar sodat ons weet dat ons mense van die boek is, dat die boek ons kan lei nader na die een toe waarna die boek verwys, wat Jesus Christus is. Die hele woord is deur God ingegee. Dis hier uit die woord van die Here uit dat ek en jy die karakter van die Here verstaan, en waarin ek en jy leer hoe om daardie karakter van die Here ons sin te maak. En op die ou einde van die dag, ek wil tog net weer teruggaan na daardie aanmerking wat ons nou voor net so oor gesels het. Die woord van die Here is nie net gegee sodat jy weet wat om nie te doen nie. Die woord van die Here is gegee sodat jy weet hoe om 'n goeie mens te wees. Hoe om 'n goeie burger te wees van hierdie wêreld, en om 'n goeie burger te wees van die wêreld wat kom. Ja. So dit is vir ons een van die wonderlikste maniere om ons verhouding met die Here te bou. En gaan in 'n gebed, wanneer jy jou woord oopmaak, gaan in 'n gebed in met Here, leer my vandag om te wees soos U. Ja. So ander woorde, af te sluit, as jy meer van die Here wil weet, lees sy liefdesbrief aan jou. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader in die hemel, baie dankie dat ons U woord kan oopmaak, paar klein gedagtetjies kon lees. Dankie dat ons kan weet dat hierdie U liefdesbrief is, wat U vir elkeen van ons geskryf het, sodat ons U beter kan leer ken, dat ons die plan van verlossing kan verstaan, en dat ons kan weet, dat U na hierdie aarde toe gaan terugkom, om ons te kom haal, sodat ons kan wees, waar U is. Seën ons so, in die res van hierdie week, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.